Goeiemôre. Ek hoop sommer dat dit met jou goed gaan. Ek vertrou dat jy lekker gerus het en dat jy gereed is vir hierdie nuwe dag. So vroeg in die oggend, as jy dalk met jou buurman oor die draad staan en gesels, of as jy in jou kar klim en jy werk toe ry, of jy's dalk vinnig besig om petrol te gooi. Maak nie saak wat jy doen nie. Almal met wie jy vroeg in die oggend te doen kry, se gesigte is lank. Mense is moeg. Mense is moedeloos. En mense het nie lus om vroeg in die oggend te lag of grappies te maak of vriendelik te wees nie. Ja, want die sorges van die lewe kan 'n mens nog op 'n tydjie onderkry. En wanneer jy opstaan in die oggend en jy dink wat vir jou voorlê, wat vir jou wag, die dag met al sy drama en sy probleme, kan jou gesig nogal lank raak. Maar weet jy wat? Dis nie waar dit eindig nie. Ek hoor baie mense wanneer hulle besig is om met die Here te praat en om te bid, dat hulle ook met hierdie lang gesig, 'n hart swaar is, na die Here toe gaan. En asof ons met 'n lang gesig die Here wil aanbid. Maar Psalm 100 vers 4 sê, gaan sy poorte binne met lof. Waarvan praat hy? Sien, in die Bybelse tyd was daar 'n poort of 'n ingang of 'n groot deur na die tempel toe. En wanneer die Israeliete en die volk na die tempel toe gekom het, het hulle ook met hierdie lang gesigte deur die poort gegaan om by die tempel, daar waar die Here se teenwoordigheid was, in te kom. En dan skryf Dawid, hy sê nee, gaan sy poorte binne met lof. Met ander woorde, hierdie vers herinner ons dat wanneer ons tot God nader, wanneer ons bid en wanneer ons die Here loof, dat ons dit moet doen met lof, met dankbaarheid, met opgewondenheid, sonder om net altyd te wil kla, sonder bitterheid of selfsug of 'n hart wat reeds bekommerd is oor dit wat die dag vir ons gaan oplewer. Wanneer ons begin om God te loof, verander ons eie harte, verander ons omstandigheid, verander ons fokus. Ons fokus skuif weg van ons probleme, van ons sorges en ons teleurstelling en dit skuif na die grootheid van God. Lof bring vreugde, vrede en ook nuwe perspektief binne in ons hart. Ek wil jou vanmôre vra om vandag, hierdie nuwe dag, met lof binne-in te gaan. En wanneer jy vandag die Here se naam wil groot maak en hom aanbid en ook bid, dat jy dit met lof sal doen, want die Here is groot. Begin vandag met dankbaarheid. Onthou wat God gister vir jou gedoen het en laat lof en aanbidding deel wees van jou lewe. Nie net wanneer jy kerk toe gaan nie, of wanneer jy die dag begin nie, maar ook in jou aanbidding. Here, help my om vandag, hierdie nuwe dag, in te gaan met lof, met dankbaarheid, dat ek die naam sal groot maak en U sal prys, dat my hart vol sal wees vir alles wat U vir my gedoen het, en dat ek weet dat U is 'n God wat met entoesiasme aanbid moet word, want U het wonders gedoen. Here, dankie vir 'n dag wat U in ons lewens toegevoeg het. Mag ek vandag lof aan hierdie dag bring, omdat U dit vir ons gegee het. Amen.